Galasiërs hoofstuk 6, ons gaan lees vanaf vers 1. Broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Maar let op jouself, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. As iemand werklik meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, bedrieg hy homself. Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Dan sal hy trots kan wees, slegs wat homself betref en nie wat 'n ander persoon betref nie. Want elkeen moet sy eie las dra. Die onderrig in die woord ontvang moet die een wat hom onderrig laat deel in al die goeie dinge wat hy besit. Moet julle nie laat mislei nie, God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Ons lees tot sover, ons gebruik die hele gedeelte ook as ons teksgedeelte. Ons tema van vanmôre is, wanneer goed doen moeg raak, wanneer goed doen moeg raak. Vers 9 sê, laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie. Laat ons nie moeg raak om goed te doen nie. So Paulus sê eintlik, daar is 'n moontlikheid dat jy kan moeg raak. As hy sê, wees versigtig dat jy nie moeg raak nie. Nou die voorafgaande van Galasiërs 6 is daar 'n klomp dinge wat jou eintlik kan moeg maak. As jy daarin lees, daar's eintlik 3 soorte moegheid wat jy eintlik in hierdie voorafgaande gedeelte van hoofstuk 6 lees. Die eerste is 'n emosionele moegheid. Daardie moegheid waar jy net altyd vir almal daar moet wees. Daardie moegheid waar jy begin nou taak om hierdie taak af te handel, en as jy jou weer vind, dan lei die telefoon weer, of daar kom nog 'n e-pos deur, en jy voel later, jy voel soos 'n seekat. Jy moet vir almal oral wees, maar jy voel later, jy is eintlik nêrens nie. Asof hierdie goed te veel raak. Prakties, jy weet, as jy vroegoggend opstaan en jy moet klaarmaak en jy sorg dat die kinders klaar is en jy moet sorg dat daar ontbyt geëet word, jy moet sorg dat die kosblikke gepak moet word en jy jaag self werk toe, vat hulle skool toe, werk toe, jy kom moeg by die huis, na 'n lang dag se werk, jy moet die kinders, moet hulle huiswerk nog doen, jy moet kos maak, jy moet nog vir hulle gaan, jy moet daar kos gemaak het, moet dus korrigend gewas word, dan moet nog was gewas word tussen, iewers moet dit nog droog gekry word, iewers moet dit nog of gestryk word, en dan hier 9:10 en dan val jy neer soos 'n sak patats. Vanoggend 5:00, dan begin dit weer. Dat jy later voel, jy het niks meer om te gee nie. Almal tap net van jou. Jy voel later gedreineerd. Moeg om ander te dra. Dis die eerste moegheid waarvan ons eintlik lees in Galasiërs 6. Die tweede moegheid is 'n geestelike moegheid. Waar jy bid tot die Here. Waar jy ernstig bid tot die Here. Maar jy hoor niks. Week in, week uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, voel dit net vir jou of jy geen antwoord kry nie. Jy bid en jy bid en jy bid. Maar sê asof daar 'n ja is of 'n nee is, dit voel net vir jou asof die Here stil is. Of die Here nie met jou praat nie. Niks gebeur nie, God antwoord nie. 'n Geestelike moegheid. En 'n derde een is 'n verhoudingsmoegheid. Jy vergewe iemand, maar jy word weer seer gemaak. En weer seer gemaak. En weer seer gemaak. En jy probeer weer, maar dit werk nie. En jy probeer nog 'n keer, en dan doen jy dieselfde ding oor en oor en oor, dat jy later net sê, ek kan nie meer nie. Mense wat jou dreineer, jy weet, iets amper soos 'n geval van, jy stap daar in die winkelsentrum, as jy die persoon sien, dan hardloop jy by Pick n Pay in, maar jy wil nie eintlik by Pick n Pay wees nie. Mense wat jou letterlik
alles dreineer dat jy uiteindelik van jou tap, dat jy later voel, ek het net mooi niks nie. Verhoudingsmoegheid. Waar jy jou best probeer het, maar dit het net nie gewerk nie, en dit wil nie werk nie. En dan kom 'n mens op 'n punt wat jy vir die Here sê, maar Here, wat help hierdie goed alles? Wat help dit alles? Ek is moeg, Here. Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Paulus kom en hy gee vir ons praktiese riglyne in hierdie gedeelte. Maar ek dink dit is belangrik om as jy die gedeelte lees, hy sê nie om jy moet hierdie goeders doen sodat jy gered word nie. Hy sê jy doen dit omdat jy reeds 'n geredde persoon is. En as dit 'n lys goed wat jou eintlik as die eerste oogopslag maak dit jou moeg gewoon. Hy sê maar moenie moeg raak om goed te doen nie. Want as jy die lysie lees, dan kan jy al voel wat dit sê vers 1. Vers 1 sê, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die gees vervul is, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. So jy moet iemand gaan optel. Al het hy die verkeerde ding gedoen. Dus jy's eintlik die punt dat jy vir daai nie die persoon veroordeel nie, maar jy's met die persoon 'n pad gaan stap en hom gaan help. En die uitdaging is, en dis wonderlik om dit te doen. Dis wonderlik om iemand te help as hy gehelp wil word. Maar jy kry mense wat eintlik nie gehelp wil word nie, help, maar eintlik is dit 'n probleem want hy doen maar dieselfde goed weer want hy wil nie eintlik gehelp word nie. Maar Paulus sê moenie moedeloos raak nie. Hou aan. Tel mense op. Met sagmoedigheid sê hy. So met geduld moet 'n mens optel. En ek weet mense geduld raak partykeer op, maar sy uitdaging is wees geduldig, wees met sagmoedigheid waar jy mense optel. En dan net vers 2 sê hy dra mekaar se laste. Jy het net hierdie persoon opgehelp. Nou moet ons mekaar se laste dra. Die ander woord vir laste wat gebruik word, die betekenis beteken eintlik 'n gewig. Dra iemand se gewig. Waarmee hy worstel, waarmee hy dra sy gewig. En dit is eintlik lekker om mense te help. Ek weet, dit is vir my lekker om mense te help, maar dit tot 'n punt. En dit sluit baie nou aan by die eerste punt. As jy vir mense help en help en help en help, maar hulle later neem glad geen verantwoordelikheid meer nie. En dit word eintlik jou verantwoordelikheid. Dan is dit nie meer mekaar se las nie, dan raak dit jou las. Moenie jou las raak nie, jy moet help om die persoon op die regte rigting te kry. Dra mekaar se laste. En so laste dra kan ook maar 'n mens se energie ook drein. En dis hoekom hy sê moenie moeg raak om goed te doen nie, vers 9. Derde plek sê hy jy moet selfondersoek instel. Hy sê elkeen moet sy eie dade beoordeel. Hy sê moenie jouself vergelyk met ander mense nie. Hy sê want as jy jouself vergelyk met ander mense gebeur twee goed. Jy gaan of hoogmoedig raak en eintlik met minder liefde optree, ek is tog nou beter as die ander persoon, of jy gaan minderwaardig voel. Hy sê nee, jy moet jouself vergelyk met ander mense nie. Jy moet na jouself kyk. En eintlik is dit baie mooi. Vers 2 sê hy dra mekaar se laste. Hoor dit sê in vers 5. Hy sê elkeen moet sy eie las dra. Ek dink nou wat nou? Dra mekaar se laste, maar as kind van die Here sê hy jy moet jou eie las dra. So jy moet verantwoordelikheid optree met jou eie lewe. Kyk mooi ook na jouself. En as hy praat van trots, want hy sê jy is so trots, as ons hoor trots, dan dink ons altyd, nee, jy moet nie trots wees nie, maar dis wat hy sê. Dan sal hy trots kan wees slegs wat homself betref. En die trots is eintlik dat jy tevrede sal wees dat jy eerlik voor die Here leef. Dat ek die regte dinge doen wat die Here vir my vra. En daarom is hierdie goed 'n verhoudings met die Here. As die Here sê tel iemand aan op, praat met die Here. Here, wat moet ek doen vir hierdie persoon? Hoe moet ek hierdie persoon optel? Here, dra mekaar se las. Here, ek kan tog nie almal se las te dra nie. Here, wie se las moet ek help dra? Wie sit u oor my pad vir wie ek moet help? Dis 'n verhouding met die Here, 'n verhouding met die Here. Praat met die Here, wees met die Here besig die hele tyd. En dan eindig hy met die saai en maai beginsel. Partykeer praat hy van oes in die gedeelte. Hoekom raak mense wat goed doen moeg? Ek dink ons almal wil, as ek iemand help, wil ek sien dit help hulle. Wel ek is so. As ek iemand help, wil ek sien dit help. En dit werk nie altyd so nie. Ons wil onmiddellike reaksies sien, ons wil onmiddellike resultate sien as ons iemand help.
En ongelukkig werk dit eintlik in die meeste van die tye nie so nie. Soms, want ons leef in 'n verbruikersmentaliteit. As ek 'n hamburger wil hê, dan ry ek McDonald's toe en ek kry my hamburger vinnig. En dieselfde geld in ons eie lewe ook. Trek hom na jou eie lewe toe. Ek bid vir iets en ek soek 'n resultaat dadelik. Daarom gebruik hy die voorbeeld van 'n boer. Hy sê, jy kan nie eendag ploeg, die volgende dag saai, en die dag daarna maai nie, en oes nie. Werk nie so. Gebeur nie so vinnig nie. Soms is die saaipad 'n lang pad. Daar is van julle wat al vir baie jare lank bid. Miskien vir jou kind. Miskien vir jou man, miskien vir jou vrou. Miskien vir jou ouers. Miskien vir jou gesondheid. En die dinge verander nie sommer net soos wat jy eintlik wil hê nie. En die oes is nie altyd presies wat ek wil hê dit moet wees nie. Soms is die oes heeltemal iets anders. Want hierdie wagtyd, hierdie saaityd, toets ons geloof. Hierdie saaityd toets ons geloof. Maar dis nie dat die Here niks doen in saaityd nie. Dis wat ons soms dink. Omdat die oes nie gelewer word nie, en ek die oes kan sien nie, nou doen die Here niks in my lewe nie. Die Here is eintlik nog steeds besig met jou. Want die Here is mos nooit, jy is nooit sonder die Here nie. Jy stap ons elke dag saam met die Here. Maar soms is die saaityd is die Here juist besig om jou voor te berei vir iets. Is die Here juist besig om eintlik vir jou karakter te bou. Vir die pad wat hy saam met jou stap. Dis nie dat die Here jou uitlos nie, een kant los nie, alleen laat nie. Paulus gee eintlik vir ons bemoediging. Hy sê, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Sal. Hy sal die ewige lewe oes. Nou die ewige lewe is eers daar in die hemel, nie? Hier is die ewige lewe alreeds. Ons het al klaar deel van die ewige lewe alreeds hier. Ek dink daar's 'n pragtige beeld wat vir ons kan help om hierdie net beter te verstaan. Want miskien is jy in 'n saaityd. Miskien, ek weet nie waarvoor jy bid nie. Daar's goed waarvoor jy bid, diep in jou hart, wat hier eintlik seer is. Here, ek wil dit graag hê, dis my begeertes. U sê, Filippense, maak my begeertes in U bekend. Here, ek gee, maar dit gebeur net nie. Die Here is besig met jou. Daar word vertel van 'n Chinese bamboesboom. Die Chinese bamboesboom kan jy elke dag water gee. Jy kan hom bemesting gee, jy kan alles doen wat jy moet doen. Vir die hele eerste jaar groei niks. Jy sien niks. Dit lyk of daar niks gebeur het. Dit lyk of hy dood is. Jy sal al moed opgegee het. Tweede jaar, niks. Hy groei niks. Dit lyk of dit nutteloos is. Daar gebeur net mooi niks. Wat jy kan sien. Derde jaar, presies dieselfde. Ek het 3 jaar vir iets water gegee het, bemesting gegee het, jy lank al sê, ag nee, wat, hierdie werk nie, kry ander blommetjie, kom gaan kry in ons plantjie iets anderste wat ek kan sien. Maar as jy eintlik onder die grond kyk wat gebeur, is daai wortelstelsel besig om al groter en groter en groter te word. In die 4 jaar, dan trek hy net sy koppie so uit. In die 5de jaar, groei 27 meter in 'n paar maande. 27 meter. Nou, Martin, ek dink 'n verdieping is 3 meter, nee. So 3 meter rond. Soos 9 verdiepings. Net in die prentjie net kry. 9 verdiepings wat hy groei in die 5de jaar. Dis nie dat daar niks gebeur het nie in die 1ste, 2de, 3de en die 4de jaar nie. Daar het baie gebeur. Maar jy kan dit nie sien nie. Dis onder die grond. In die 5de jaar skiet hy uit. Ek wil jou bemoedig vandag. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou met die Here praat nie. Miskien is jy in 'n saaityd.
waar jy worstel met die Here, en jy stoei met die Here. Paulus sê vir ons, moenie harder werk nie. Hy sê, hou aan. Hoor jy? Moenie harder werk nie. Hou aan. Hou aan met die Here praat. En soms is die oes wat ek in die begin gesê het, partykeer nie presies dit wat jy wil hê dit moet wees nie. Miskien is dit iets anderste. Maar bly met die Here praat, 'n verhouding met die Here. Toe ek hierdie weer besig is, toe kom 'n gedig voor van, hulle sê is deur Moeder Teresa geskryf, maar party mense sê nee, dis nie waar nie. Anyway, hou aan. Ek lees dit graag vir jou. En dis nou vertaal natuurlik, Moeder Teresa het nie in Afrikaans gepraat nie. Hy sê, mense is dikwels onredelik. Net mense op jou werk. Dikwels onredelik, hulle is onlogies, hulle is selfgesentreerd. Vergewe hulle in elk geval. As jy vriendelik is, kan mense jou beskuldig van selfsugtige, verborgde motiewe. Wees vriendelik in elk geval. Doen die regte ding. As jy suksesvol is, sal jy vals vriende en ware vyande wen. Wees suksesvol in elk geval. As jy eerlik en opreg is, kan mense jou bedrieg. Wees eerlik en opreg in elk geval. Wat jy jarelang bou, kan iemand oornag afbreek. Bou in elk geval. As jy vrede en geluk vind, kan mense jaloers wees. Wees gelukkig in elk geval. Die goeie wat jy vandag doen, kan môre vergeet word. Doen goed in elk geval. Gee die wêreld die beste wat jy het, en dit sal dalk nooit genoeg wees nie. Gee die wêreld die beste wat jy het in elk geval. Want uiteindelik was dit nooit tussen jou en hulle nie. Dit was nog altyd tussen jou en God. Tussen jou en God. Weet dat die Here besig is met jou. Al is jy moontlik in 'n saaityd. Amen. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons kan hoor wat u die Heilige Gees ook met ons sê. En soms is ons in tye wat ons nie antwoorde het nie. Partykeer meer vra het en partykeer het ons selfs nie eers die vrae nie. Ons voel net iets is nie in plek nie. Maar dankie dat ons weet u is altyd besig met ons. U sien elke gebed. En u hoor elke gebed. U sien elke traan. U weet van ons onsekerheid. U weet van ons bekommernis. Mag ons ook in saaityd net so aan u vashou, want u is reeds besig om groot dinge te doen. Al kan ons dit nie altyd sien nie. Ons bid dit in u naam. Amen.